Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is vandag die 2 Oktober en ons luister na die woord van die Here wat vir ons sê, hou aan roei, want ons redding is hier. Nou Jesus het sy disippels die boot ingedwing met die opdrag, vaar oor na Betsaida toe. En daar het 'n storm opgesteek en Jesus het gesien hoe hulle roei. Ons weet nie wat hy daar gebid het, toe hy alleen op die land agtergebly het nie. Maar ons weet dat die disippels net voor die storm nie omgegee het, toe die skare sonder kos was nie. Ek beleef dit is asof ons baie keer 'n storm beleef, as 'n les om ook ons harte te verander. Want toe dit lyk asof Jesus by hulle verbygaan, het hulle geskreeu van vrees, en hy het hulle nie verbygegaan nie, maar vertroos om nie te vrees of ontstel te wees nie, omdat hy nou op 'n baie nuwe, onbekende manier nader aan hulle gekom het, soos hulle hom nog nooit geken het nie, wat hulle selfs uitgeroep het, dit is 'n spook. Ons is in die storm van nuwe dinge wat moet gebeur, en dit gaan gebeur. Maar Abba Vader word nog steeds behaag, deur die wat hom in geloof aanbid, en weet dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Ek wil vir jou in hierdie bootjie sê, moenie vrees nie, ken Jesus, en sorg dat hy jou ken. Jesus het disipelhande gesien, wat roeispanne vashou, en wat roei. Omdat hulle aanhou roei het, kon hy sien, hoe hulle meester Jesus ook meester is van dit wat hulle bedreig het, en die wind het toe gaan lê, die oomblik, toe hy by hulle in die boot klim. Ek glo, ons moet die koninkryk van die hemele bestorm. Nou is die tyd, en dat die woord wat elkeen van ons nodig het, wysheid is, en dat ons moet aanhou roei, albei kante van die boot toe, terug in 'n basiese ritme, terug in Bybel lees en in bid. 'n baie jong Dawid het voor 'n groot reus gestaan. Hy het 'n geleentheid gehad om in die goeie boekies van koning Saul te kom, om self sy ysterwapenrusting te dra. Maar Dawid het die keuse gemaak om die reus Goliat, wat eintlik maar God self uitgedaag het, aan te vat, in die naam van die Here van die leerskare. En gou het hy na die gevegterrein gegaan teen hierdie Filistyn. Dit is die gou, wat van jou 'n bestormer van die koninkryk van die hemele raak. Kom wat wil, in die naam van die Here, as sterk toring lê jou beskutting, en nie in weghardloop van die vyand af nie. Ek dink ons vat baie keer heeltemal te lank, om regtig hulp te kry by die Here. Ons gaan baie keer op ons eie krag aan. Ons dink ons het wysheid, ons dink ons het kennis, en dan, waar ons gouer na Jesus toe kon gedraai het, sou daardie Goliat vinniger geval het. Hierdie gaan ook 'n halleluja maand wees, vir ons wat weet, dat die Here van die leerskare skielik uitred. Hou aan roei albei kante toe, en moenie 'n kompromie aangaan om bang te raak, vir wat ons hoor in hierdie dal nie. Onthou ook, dit is ook die tyd van New Age, wat die woord van praat, en dat ons weet, ons hoef nie hierdie dinge te vrees nie, maar ons kan staan op God se woord. Johannes 6 vers 18, en die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop, en naby die skei kom, en hulle het bang geword, maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Terwyl jy communion gebruik, is jy maar eintlik besig om aan te hou roei, totdat jy weet, Jesus verhoor jou gebed. Baie keer vra mense my hierdie vraag, wanneer het ek genoeg gebid? En my antwoord sal elke keer dieselfde bly, wanneer jou gebed beantwoord is. Dis wat die woord vir jou sê, bid aanhoudend, bid gedurig. En vanoggend wil ek jou die vraag vra op die 2 Oktober. Is daar mense wat jou nog so ontstel in jou lewe?
mense wat vrese by jou veroorsaak, mense wat jou woedend maak, dan is dit mos die tyd om aan te hou roei in daardie krag van die bloed van Jesus, om vry te kom van daardie mense, om hulle te vergewe, dat hulle nie meer hou vas op jou lewe het nie. Is daar wat jy siek is in jou lewe, ongesteldheid is, swakheid, krankheid is, dan is dit mos tyd om aan te hou roei ook, om te vat die liggaam van Jesus Christus en deur sy liggaam, deur sy wonde, genesing te ontvang vanoggend. Hou aan roei, maar hoor ook die stem van Jesus wat vir jou sê, dit is ek, moenie vrees nie. En jy gaan sien, hy wie die vrese stil maak, hy wie jou geloof versterk, is by jou. Amen.